Welkom terug op Groot Blaas saam met ons ou gas, 'n goeie vriend van ons, Pieter Lamprecht, natuurlik van Crown Game Breeders. Pieter, gaan dit goed? Goed, dankie Doopie. Baie welkom by ons veiling hierdie jaar. Ons waardeer dit, is ons 'n voorreg om julle saam met ons hier te kan hê. Fantasties. Hoor jy, ons sien baie uit om van jou ander vriende ook te ontmoet wat deel is van hierdie Bloodline Africa veiling van julle vanaand. Jo, ja, dit is 'n groot mylpaal spesifiek waar ons vanaand met die swart-wit pense is, waar daar jare se teeling gebeur het en waar vandag die top genetika 'n geleentheid vir die mark gegee word om in daai genetika te kan inkoop. So ja, dit is vir my baie belangrik en dit is ook, ek dink vir die wildbedryf 'n lekker plek om te kan wees om in daai sukses te kan deel. As ons nou kyk na die wildteelers vanaand, hoeveel van die wildteelers gaan ons sien? Doopie, ons is 'n 6 teelers en dan is daar gasverkopers ook. So ons is 'n hele span. Ek dink ons is hier in die 20. Ek gaan nie presies vir jou die getal nou kan sê nie. En in terme van die diere, hoeveel diere gaan ons sien vanaand? Doopie, daar's in die 90 lotte wat vanaand aangebied word en dan is daar die silent auction wat maandag toemaak, wat dan die ander lotte, daar's in die 50 lotte wat daar aangebied gaan word. So wat maak die diere vanaand beskikbaar so spesiaal? Yes, Doopie, dis geselekteerde diere, soos ek nou gesê het, 'n mens gaan regtig en jy gaan haal spesifieke diere uit wat die mark soek, nie noodwendig wat jy graag wil verkoop nie, maar jy gaan haal iets uit wat 'n waarde toevoeging, 'n behoefte in die mark het om dit te kan aanbied. Is dit iets wat 'n mens voor die tyd doen, dat jy diere oormerk vir veiling, wat jy miskien volgende jaar op veiling gaan sit ensovoorts? Ja, nee, inderdaad is daar van daai diere, ons hou daai diere, maar so dop op 'n jaarlikse basis word ons eintlik vooruit, identifiseer ons diere wat ons dan oormerk vir volgende jaar se veiling. So Pieter, hoekom wild? Kan dit as 'n goeie belegging gesien word? Inderdaad kan dit as 'n goeie belegging gesien word. As jy net gaan kyk na Horizon, hy's aanvanklik verkoop vir 26 miljoen rand. En daar was 3 aandeelhouers gewees wat in hom ingekoop het en toe het hulle 'n paar jaar later het hulle 'n kwart aandeel verkoop en daai kwart aandeel het vir 40 miljoen rand verkoop. So ja, daai was 'n ekstreem jare gewees, maar huidigelik, dit is definitief as jy moet enige beesmodel of veemodel gaan vergelyk, kan jy dit glad nie bied teenoor die wild nie. Is dit oor die algemeen iets wat ons vanaand gaan sien, ouens wat saam gaan hande opsteek en saam bee op 'n spesifieke lot? Ek vermoed daar's 'n groot moontlikheid laat ons dit gaan sien. Nou wat beteken dit vir 'n boer wanneer hy een van hierdie diere by sy plaas kan voeg? Dit beteken baie. Dit beteken jy as koper identifiseer 'n spesifieke dier vir genetiese eienskappe en jy wil daai dier by jou kudde insit of by jou plaas byvoeg om daai eienskappe in jou kudde te bring om jou kudde te kan verbeter. Ek dink die grootste vraag met 'n veiling soos hierdie en die bedrag wat 'n mens gaan sien is, hoe lank voordat jy jou geld gaan terugmaak op 'n dier soos hierdie? Doopie, in sekere, soos met kleurvariante, is dit vinniger. Jy kan in 'n kwessie van 2 jaar of so, kan jy die return sien. Op ander diere, soos buffels, vat dit baie langer. Ja, so met ander woorde, buffels kyk jy ten minste na 5 jaar om 'n goeie return te kan begin kry van diere. So Pieter, iets waarvoor jy jou hand wil opsteek vanaand wat jy gesien het in die katalogus? Ja, daar's 'n besonderse mooi kudubil wat aangebied word. Daar's baie mooi rooibok genetika. Hier's 'n baie sterk rooibok genetika wat aangebied word, maar dit is fenominale genetika wat aangebied word. Ek weet hier is ook van jou diere op veiling vanaand, maar waarop is jy dan nou die trotste? Sjoe, Doopie, ek sal sê dit is die 3 suiwelbulle wat ons in Berkea Wild op het, wat inderdaad 'n nuwe, dit is met ander woorde, uit die 4 grootste bulle uit die land, is dit 3 van hulle wat aangebied word. So dit is 'n fenominale aanbieding, waarvoor ons baie trots is en dankbaar is. Pieter, baie dankie. Ons is nou weer terug met jou. Dis ons gas op Groot Blaas volgens Pieter Lamprecht van Crown Game Breeders. Ons is terug op Groot Blaas net hierna.
Welkom terug op Groot Plaas, saam met ons vanoggend twee van ons gaste. Jy het klaar vir Pieter Lamprecht ontmoet en dan saam met hom Colin Engelbrecht, hy is die president van Wildlife Ranching Suid-Afrika. So Pieter, is daar nog 'n mark vir eksotiese wild in Suid-Afrika? Doopie, ongetwyfeld is daar 'n mark en dis 'n mark wat lankal kom en dis 'n mark wat ondersteun word deur verskillende trappe. As jy gaan kyk, die jagbedryf is een van die steunpilare van die wildbedryf. En dan sit jy met jou kommersiële wild en dan soos wat ons vandag hier aan gaan bied, is jou stoetwild. Dit is jou cream of the crop wat hier aangebied gaan word. Colin, waarna kyk mense spesifiek voor 'n mens een van hierdie diere op 'n veiling koop? Wel, soos om hier aan te sluit by Pieter, jy weet jy kyk na die volwassenheid van hierdie mark nou. En hierdie spesifieke veiling, die stoetdiere wat aangebied word, is ongelooflik. Om jou genetika in jou kuddes vorentoe te vat. Jy weet, as ons gaan terugkyk 'n paar jaar terug waar ons begin het met die swart witpense en die horinglengtes en waar hulle nou is. Jy weet, dis enorme spronge wat in die afgelope 10 jaar gevat is. Hoe belangrik is 'n boer of 'n teeler se reputasie spesifiek vir mense wat vanaand wild koop? Ek dink die integriteit, jy koop behalwe die kwaliteit van die dier, jy koop die persoon sy integriteit saam met dit. Ja, en veral in vandag se tyd, ek meen, hier word 'n katalogusveiling aangebied. En dis 'n foto of 'n video van 'n bok en jy ken die persoon agter daai bok. En die mense koop in soos wat jy 'n sekere brand het wat jy hou van daai voertuig of daai en jy het vertroue in daai brands. En so is dit in die wildbedryf presies dieselfde. Daar's sekere brands wat 'n mens kan sê, hierdie is ouens wat bewese is, dis mense wat in die wildbedryf is om te bly. Hulle is nie daar om te kom om te gaan, dis mense wat soos ons ook in die wildbedryf is vir 'n lang toekoms. So Bloodline Africa het in 2014 ontstaan. Wat was die doel agter Bloodline Africa? Die doel op daai stadium was, ons is 'n klomp teelers gewees en daar is 'n klomp veilingsgenootskappe en daar was 'n behoefte vir nog 'n genootskap en dis waar ons toe begin het. Ons het 'n paar teelers met die hulp van sekere rolspelers in die bedryf. Pieter Tooi was een van hulle gewees wat van ons bymekaar gebring het en dis waar Bloodline ontstaan het en ja, dis is ons 11de veiling hierdie jaar en ons is bevoorreg om hierso te kan staan en 'n vol saal mense te kan hê en 'n besonderse aanbieding wat ons vanaand aanbied. So hoe groot rol speel die regte afslaer by 'n veiling soos vanaand? Ek dink is seker die belangrikste persoon hier vanaand. En die afslaer vanaand, Brandon, is 'n getuienis daarvan. Jy weet, die man ken die mark, die man ken die produkte, hy ken die persone, hy ken die plase en dit maak 'n baie groot verskil. So ja, ek sal sê die belangrikste persoon hier vanaand is die afslaer. Ja. Nou julle gee ook terug deur middel van liefdadigheid as 'n organisasie, maar hoekom was dit belangrik vir julle spesifiek? Ek dink 'n mens moet almal 'n gedeelte gee om 'n verskil te kan maak. En ons is bevoorreg in ons area waar ons bly om die Matlabas sambreel daarso te kan hê en dit het vir ons as teelers, ons as boere, ons as almal wat belange in ons area het 'n waarde toevoeging tot ons belegging en 'n beskerming van ons almal se belange gedoen. Is hierdie tipe veiling 'n goeie manier vir 'n jong boer om voelers uit te steek en kontakte te bou in die industrie? Absoluut. Jy weet, as jy deelneem in hierdie veilings, is dit teenswoordig hier. Ontmoet jy rolspelers wat lank in die bedryf is, wat definitief aansporing vir die jonger opkomende boere of nuwe toetreders tot die mark. So ja, dit is baie belangrik. Die netwerke wat hier en die verhoudings wat hier gebou word is van uiters belang. En Pieter, wat is jou verwagtinge vir vanaand? Wat wil jy hê moet gebeur by hierdie veiling? Jo, dis 'n baie moeilike vraag. 'n Mens is altyd voor 'n veilingsaand, is jy maar baie op jou senuwees want en dis die regte manier hoe dit moet wees. Ek meen, ons het 'n aanbieding en hy word vanaand aangebied en mense uit jou hart uit van die mooiste diere gaan uithaal om vandag hierso te kom ons sê aan te bied. En ja, mens hoop dat die mark ook daar buite die kwaliteit sal raak sien en bereid wees om 'n goeie prys te betaal wat ook vir elke een wat in die bedryf is 'n waarde toevoeging sal doen.
Baie dankie vir julle tyd vanoggend manne. Dis ons gaste op Grootplaas, Pieter Lamprecht van Crown Game Breeders en dan natuurlik Colin Engelbrecht van WRSA. Dis al wat vir ons tyd het vir Grootplaas vir vanoggend. Ons hoop julle het saam met ons geniet en dan kuier ons weer môre.